vers 17. Partye het dwaas opgetree, en deur hulle rebelse optrede, hulle sonde, het hulle in ellende beland. Alle kos het hulle laat walg, en hulle by die dood omgedraai. Die tweede storie wat ons vertel, dit is vir 'n storie van nigter, high-achiever mense, dis die regte mense, dis goeie mense, wat net in die moeilikheid beland. Daar is storie wat dit vir sonde. Ek is 'n bietjie bekommerd oor die moderne mens, want ons het nie meer grense vir sonde nie, spreek ook nie meer oor sonde nie, sonde is nie meer sonde nie. Maar weet jy wat, sonde maak jou slaaf. En wanneer jy eers in die mag van sonde vasgevang is, kan jy net eenvoudig nie meer daar uitkom nie. Dan word jou optrede walglik. En as jou optrede walglik begin raak, letterlik die geskryf staan, as jy op nie honger wil jy nie meer eet nie. Ek wil jou mooi nie oor kyk, maar miskien, wat ek nou van sy geld nie vir hierdie gehoor, en miskien geld vir ander gehoor. As te veel van ons mans wat jy al laat nacht televisie kyk nie, op die internet rondtoer, ek begin om na pornografiese wetwerk te af te gaan. Kan nie dit doen nie. Dan vertel my al vrouwens as die koerante gewees, van hierdie Taiwanese wat ook al wat hierdie eiertjie gekry het, toe die eiertjie na sy woensdagkie gevat, toe breek daar 'n krokodilletjie uit. En soos wat hierdie krokodilletjie uitgebreek, het hy met hierdie fantastiese klein, en hy foto gewys aan die krokodil in sy woonstel. Prachtig uitgebroei, en dan het met hierdie klein, wonderlike liefdadige krokodilletjie gespeel, wat toevallig was die eier van 'n baie versierde krokodil gewees, van daai tipe. En skielik op 'n dag toe sy groot. Toe begin om die hele totale huishouding te byt. Toe kom agter iets gevaar. Toe hulle van die krokodil ontslae wil raak, toe tyd is sterker as woord kon nie meer nie. So hulle moes mense van buite inkry om in die woonstel in te kom om hierdie krokodil te vang. Dis die foto's wat geneem is, sodat hy verwyder kan word. Toe is die man begroet. Dis sonde. Dis sonde. Sonde breek lewens. En vandag is sonde nie meer sonde nie, maar hier wat die woord staan, gaan nou vir jou sê, verkeerd is verkeerd en reg is reg. Pornografie is verkeerd. Al sê seksuoloog vandag, dis tyd dat die pornografie jou slaapkamer moet inbring om jou sekslewe op te kikker. Natuurlijk moet jou sekslewe opkikker, maar nie met pornografie nie. Dis uit. Baie van die vriende as hulle deesdae huise bou, fantastiese huise, maar dan is die groot afdeling, dis 'n kroeg. Wat sê jy? Baie van hulle bloed speel vandag saam by golf, 8 uur die oggend in hulle golfkarretjie, hierdie blekheid, daar's 'n blekheid, hier's hierdie klippiese kou, en daar's 'n klippiese kou. Sê vir hulle, nou manne, hierdie armpies in hulle hande baie hoor, hierdie begin raak alles aan die kant. Hierdie golf gaan julle by, as jy vang. Julle optrede gaan walglik. Dis wat sonde doen. Aanvanklik steek ons op weg. Met die tyd kom dit uit. En word optrede walglik. Daai koerantberigte het nie hier by julle gedraai nie, miskien het dit weer gedraai, maar die verhaal, die storie wat ek hier nou gaan vertel, het letterlik in ons gemeenskap afgespeel. Hulle het die jong man gevang na die dag, waar daar sy stikkende reuk uit die yskas uitgekom het. En toe hulle so na die asblik opgaan en die yskas oopmaak, kom hulle agter, hy vang jong hondjies, slag hulle af, sit die vleis in die yskas, en gooi die vel in die asblik. Van kleins af het hy pornografie gekyk ons lewens. En die een walglike optrede het na 'n ander walglike optrede gelei. Op 22-jarige leeftyd, as hy sy pas vir 'n maand om 'n observasie in Escort, Weskoppies, en sy pa wou nie vir hom borg betaal. Optrede is walglik. Die kind wat ek vrydag in begrawe het, sy ma, sê vanoggend vir my ernstig, kan dit nie meer hanteer. Ek sê, wat sit Rena? Laat die sy vriende daag my drank by
terwyl hulle sê die dronk is, probeer hulle nie troos. Walglike optrede. Is daar hulp? Is daar raad? Hoe diep kan jy val? Baie diep. En ek en jy ken van stories van individue wat baie diep geval het, as gevolg van sonde, walglike optredes. Eet nie meer nie. In hulle dood. Kom ons lees verder. Vers 19. In hulle dood het hulle na die Here geroep om hulp. En hy het hulle bevry van hulle ellende. En hier is met die fantastiese woord, jy moet onderstreep asseblief vers 20. Hy het hulle met 'n enkel woord gesond gemaak. Hulle aan die dood laat ontkom. Is dit nie incredible nie? Met 'n enkel woord. Hoekom 'n enkel woord? Sonde is 'n keuse. Jy kies om pornografie te kyk. Jy kies om te begin drink. Jy kies om te word wat jy gaan word by walglike optrede. En dis hoe die meganisme werk. Die oomblik wanneer jy daarteen kies, spring daar 'n meganisme in jou brein af, wat jou in staat stel om dit waarvan jy gekies het, te begin uitvoer daar's 'n keuse. Met 'n enkel woord. 'n Baie goeie vriend van my, wat 'n baie hoë pos het, bel my nou die dag en hy sê vir my, dit probleme, wat sy vrou kom, toe sê sy, ja, druk te veel. Kan nou weer wees baie druk nie. Ek sê, ja, goeie, jou vrou sê, druk te veel. Hy sê, druk nie vir die werk, maar hy druk nie. Ek sê, gaan weg, stories vertel. Toe gaan lees goed Spreuke 30, daar staan geskrywe, Lemuel, dit pas konings, nie om te drink nie. Gee drank aan die armes, sodat dit vir hulle troos kan wees. Dit pas mense wat in 'n hoë profielpos is, nie om die openbaar dronk te wees nie. Lees dit wel. Ek sê nie goed genoeg nie, Jacques. Jou kinders sien jy sien nie getrek. En jou vrou sien jy sien nie getrek. Jou werknemers sien jou as jy nie getrek. En jou direkte hoofde sien jou getrek. Jy is besig om jou profiel af te breek. Toe stry hy met my, maar my vrou is op die veranderingsgevasie gemaakt. Toe roep sy om my. En onmiddellik daarna sê dat die Kirsten toe kry jy uitspuitings, implantate, vir alkoholisme, wat ek al. En toe sê Jacques gewerk en toe sê vir Jacques, weet jy wat, het vat 42 dae om 'n nuwe geboorte te vestig. En jy moet elke dag moet jy vir my vir 42 dae by SMS stuur en sê, die gedrink. As jy relapse het, dan mag ons weer by 1. En nou die dag toe stuur ek my die SMS. Halleluja, 42 dae. Ek skoon. Dis 'n ander mens. God se liefde is eindeloos. Sy magtige dade is incredible. Met 'n enkel woord, waar hy jou uit die diepste gemors van walglike optrede en het verander. Die 4de storie is my net so fantasties